nuus vanaand, passasiers moet hulself staal vir verhoogde vliegkaartjiepryse. Vroue plaaswerkers sê daar is niks om die vryheidslang naweek te vier nie. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Lugdiensvereniging van Suid-Afrika maan teen moontlike voorsieningsprobleme met vliegtuigbrandstof wat na volgende maand kan voorkom. Die vereniging sê die voortdurende konflik in die Midde-Ooste skep onsekerheid oor vliegtuigbrandstof. Die prys van die brandstof in die Suider-Afrikaanse streek het van R8.50 per liter 2 maande gelede toegeneem tot meer as R30 teen middel April. As gevolg hiervan het lugdienste 'n brandstofbybetaling ingestel wat kaartjiepryse verhoog het. Die Lugdiensvereniging sê hy is bekommerd oor die langtermynvoorsiening van vliegtuigbrandstof te midde van die voortgesette versperring van die straat van Hormuz. Die vereniging sê Suid-Afrika is afhanklik van ingevoerde vliegtuigbrandstof en meen groot onsekerheid heers oor die volgende 6 maande. We don't want to find ourselves with no fuel as a surprise. We know there's sufficient fuel at the moment to see us through May. Some of the suppliers are talking about June, but we don't have clarity beyond that. And the whole point is, how do you plan as an airline? How do you plan your schedule? How do you maintain your operations in a vacuum without that sort of knowledge? So, the call going out is, let's see those contingency plans. Let's not wait until we run out and then run around like headless chickens panicking. Let's have a plan on the table right now. And if we don't have one now, let's create one now. Burns sê lugdienste wêreldwyd berg tot 6 maande se brandstofvoorraad in geval van nood, terwyl lughawes soos die OR Tambo internasionale lughawe 5 dae se brandstofreserwes berg. Vergaderings met brandstofverskaffers is vir die week belê. Passasiers moet hulself egter staal vir verhoogde kaartjiepryse. You don't have bottlenecks, you don't have congestion, that aircraft can depart on time. Similarly, you want to make sure that your airspace is being properly managed, so you don't have aircraft that are being stuck on the ground waiting to take off with their engines idling, burning fuel. And similarly, you don't want them being held up before they can approach and land and being put into holding patterns, flying circles in the sky for several minutes before they're cleared to land, because that's also wasting fuel and burning cash. Die koste van vliegtuigbrandstof beloop tot soveel as R2000 per minuut vir 'n straler wat 180 passasiers kan vervoer. Ekonome verwag dat die nasionale tesourie hulp aan bestuurders sal voortsit in Mei maand om die uitwerking van stygende brandstofpryse te versag. Die brandstofheffing was die afgelope maand R3 per liter laer as teenwig vir die skerp oliepryssstyging weens die Iranse oorlog. In my opinie behoort tesourie voort te gaan om die brandstofheffing vir nog 'n maand of 2-3 laag te hou. Dis beter vir die ekonomie, dis beter vir die verbruiker. Dit hou inflasie onder beheer. Ekonome sê dat die regering verskeie hulpopsies het om verdere oliepryssstygings te versag. We've got the contingency reserve, which is about 5 billion for this year, roughly speaking 10-11 billion for the next fiscal year and about 17 billion in the outer year. We also know that we had quite a significant overrun from corporate income taxes and value-added taxes for the last fiscal year. Tesourie het 'n bietjie ruimte in die begroting omdat hulle aannames vir belastinginkomste van mynboumaatskappye baie konservatief was. Ek dink die mynboubelastinginkomste gaan heelwat hoër wees. Pakiri Sami sê dat Suid-Afrika weerbaar gemaak kan word teen eksterne krisisse soos die in die Midde-Ooste. There are some structural things that need to come into play, such as, looking at the structure of the fuel levy, the road accident fund levy, such as trying to move more of our product via railway rather than road. So about 80% of our agricultural produce is still actually going via road. And so this is why an increase in transportation costs can pose quite a significant increase to food inflation.
Die regering stel ook 'n hulppakket saam om gesinne oor die kort termyn te help met stygende lewenskoste. The work is advanced and the proposals will go to cabinet where obviously that work is looking at measures beyond intervening at the pump. Die Wêreldbank en die Internasionale Monetaire Fonds het regerings aangeraai om hulle bevolkings by te staan deur die ekonomiese krisis, mits dit volhoubaar gedoen kan word. In KwaDukuza in die noorde van KwaZulu-Natal is 'n massa-begrafnis vir die 7 lede van die Moonswami familie gehou. KwaZulu-Natal se premier Tami Ntuli was deel van honderde roubeklaars wat die begrafnis bygewoon het en die voorval as sinneloos beskryf. Die sakeman Ellen Moonswami, sy vrou, hul 2 kinders en 3 ander is Dinsdag in hul huis in Newark buite Mandeni beroof en later ontvoer. Hulle liggame is sowat 200 km vanaf hulle huis in Melmoth gevind. Die verhouding tussen die BRICS-lande is onder druk weens die Iranse oorlog. Iran het na sy mede-BRICS-lande uitgereik en gevra vir ingryping nadat die VSA en Israel sy topleierskap uitgewis het. Iran het hulle ook versoek om 'n onafhanklike rol te speel om die konflik te help beëindig, maar BRICS se voorsitter Indië sê die lande se geopolitiese en ekonomiese ambisies maak dit vir hulle moeilik om 'n konsensus te bereik. En die Amerikaanse president Donald Trump het bo alle waarskynlikheid 'n derde sluipmoordaanval sedert 2024 oorleef. In die jongste aanval gisteraand is Trump deur veiligheidsagente na veiligheid gehaas tydens die Withuis se korrespondentevereniging se diner. Die jaarlikse diner vir joernaliste is in 'n reuse balsaal van die Washington Hilton gehou. Teen ongeveer 8:30 het 'n gewapende man deur een van die laaste kontrolepunte gebars. Hy het 'n haalgeweer op 'n lid van die geheime diens losgebrand, waarna hy deur owerhede platgetrek is. In die jongste aanval het van die gaste 'n geraas gehoor wat geklink het soos skinkborde wat val, waarna chaos uitgebreek het. Lede van die geheime diens het Trump en Melania na 'n kamer agter die verhoog geneem waar hulle vir sowat 'n halfuur geskuil het. Joernaliste van die nuusagentskap Reuters was van die tientalle joernaliste wat die geleentheid bygewoon het. That is when I turned and I was probably only about 30 yards away from where President Trump was sitting. And you saw the U.S. Secret Service agents getting on top of the president. He almost looked to be on his knees behind the table. And then they slowly started ushering him out as the federal agents with long tactical guns started to surround the president, ushering him off stage. It was an incredible moment of confusion and shock. People remained under the tables, by the side of the tables, just trying to take cover while they tried to figure out what was exactly going on. It was the most eventful White House Correspondents' Dinner I have ever been. I'm sure that's the case for everybody else. Intussen het wêreldleiers die aanval op sosiale media platforms veroordeel. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het die aanval veroordeel en gesê in 'n demokrasie word besluite deur die meerderheid bepaal en nie deur wapens nie. En die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu, het gesê hy is verlig dat Trump en sy vrou veilig is en dat daar nie plek is vir geweld nie. Nie teen enige politieke leier nie en nie teen enige iemand nie. En nog nuus volg net hierna, bly by ons. Terwyl die land Vryheidsmaand vier, heers daar kommer oor die veiligheid en menswaardigheid van meer as 90 inwoners van 'n ouer tehuis in Eersterus. Die Lodewyk Spies tehuis staar talle klagtes in die gesig, insluitend beperkte voedselvoorraad en konflik tussen nuwe raadslede en werkers. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in Gauteng oorweeg om die inwoners te skuif, maar hulle vrees dat daar 'n herhaling sal wees van die Life Esidimeni tragedie.
huis in krisis en op die punt om moontlik sy deure te sluit. The human rights of these people here have been violated and nothing has been done. It's a shame that in this month where we're celebrating the rights of human beings, that elderly people that is already suffering with sickness and whatever other diseases have to suffer because of negligence. Kali Du Plessis, een van die inwoners, se familie is bekommerd. Now that they're going to move them, where is he going to? And he's a human being. He needs care. I offered myself so much up to my country. And to be treated like this, like any old person, if you're getting treated badly, it makes me very, very angry. Die nie-winsgewende organisasie ontvang ongeveer R4 miljoen van maatskaplike ontwikkeling en bykomende befondsing van private skenkers. Die portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling in die Gautengse wetgewer glo dat goeie bestuur die tehuis kan red. This NPO is governed by the Elderly People's Act. We are saying the department should implement the act, follow the act, and make sure that everything is done according to the act. Intussen bly die spanning by die ouer tehuis hoog, terwyl almal wag vir 'n finale besluit oor die lot van die inwoners. 'n Groep vroue plaaswerkers in die Wes-Kaap sê daar is niks om die vryheidslang naweek te vier nie. Hulle lig kwessies soos onwettige uitsettings, gebrek aan grond en onseker verblyfreg uit dekades na demokrasie. Hulle het die afgelope week 'n protesoptog na die parlement gehou en grondhervorming dringend geëis. Vir hierdie vroue is daar niks om die Vryheidsdag te vier nie. Dis eerder 'n herinnering aan wat nie verander het nie. Hulle sê na 30 jaar van demokrasie het hulle steeds nie grond nie, staar uitsettings in die gesig en geen versekering van hulle verblyf, waar hulle tans werk nie. We are scared if they get the right to evict Bradley, what about the rest of us? Tomorrow it's gonna be someone else. We're not safe. Baie van die vroue is gebore op die plase. Ek was gebore op Vrygelege. My ouers het daar gewerk vir meer as oor die 30 jaar het hulle daar gewerk. Ek het daar groot geword, skool toe gegaan, uit die skool uit op die plaas gaan werk. En ek het gewerk vir 10 jaar. Ek het begin by 'n algemene werker, ek het geëindig as 'n administrateur. Dit is wat my lewe gewees daar op die plaas. Hulle doen 'n beroep op die herverdeling van grond en dat staatsgrond gebruik word om behuising vir plaaswerkers te verseker. They've delivered many memorandums to various ministers of land reform over the past number of years, and they're yet to receive land or meaningful legislation that will affect land redistribution. Although the Constitution regulates or mandates land reform, there is no act that regulates or guide land redistribution, and we feel that they, as the workers of the land, generational workers of the land, they should benefit. Maar tot dan voel hulle dat die gees van Vryheidsdag nie in hulle werklikheid weerspieël word nie. En tydens Vryheidsdag besin die land oor waardigheid, gelykheid en menseregte, maar die vryhede is nie so gereedelik aan almal beskikbaar nie. By die aksie vir blinde en gestremde kinders, 'n vaardigheidsontwikkelings- en opleidingsentrum in Rodepoort, Gauteng, het inwoners vroeër van dese maand 'n vreedsame protesoptrede gehou. Hulle het die bestuur van korrupsie, diskriminasie en 'n kultuur van intimidasie beskuldig. Die beweringe het weer vrae gebring oor hoe organisasies sonder winsbejag vir mense met gestremdhede gemonitor word en of daar genoeg gedoen word om die land se kwesbaarste burgers te beskerm. Die organisasie het gebaat uit skenkings van die regering, maar die fondse het opgedroog en sedertdien sukkel instellings om te oorleef. Sommige studente sê die toelae wat hulle kry is nie genoeg nie.
Ek het na Johannesburg gekom om te studeer. Dis moeilik hier, want ek moet hier betaal. En nou is dit nog moeiliker met net 'n maatskaplike toelaag. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê hy befonds nie die instelling nie. Maar ondersoek deur die SAIK het getoon dat die organisasie 'n geregistreerde nie-regeringsorganisasie is en binne die departement val. Die Menseregtekommissie ondersoek die saak en sê die meeste menseregte skendingsklagtes van mense met gestremthede kom in Gauteng voor. At the core of all of this is the various government departments holding a mandate to provide the services. But because they don't have the capacity to provide the services, they then outsource these to NGOs. But there doesn't seem to be proper monitoring and evaluation of these NGOs in terms of the standards that they must meet and ensuring that there is no violation of human rights. We've seen this with issues regarding mental health care users. We've seen it with social development NGO's. Terwyl ander Suid-Afrikaners Vryheidsdag vier, sê sommige SIG-gestremdes en gestremde studente dat hul regte, soos vervat in die grondwette, buite hul bereik bly. Na vele pogings het die sentrumbestuurders en hul regverteenwoordigers kommentaar geweier. En ons is hierna terug met die sportnuus en die weer vir môre, bly ingeskakel. En dit is al vir vanaand. Mooi week, totsiens.